Jesus, friend of sinners, we have strayed so far away. We cut down people in your name, but the sword was never ours to swing. Jesus, friend of sinners, the truth's become so hard to see. The world is on their way to you, but they're tripping over me. Always looking around but never looking up. I'm so double-minded, a plain-eyed saint with dirty hands and a heart divided. Oh Jesus, friend of sinners, open our eyes to the world at the end of our pointing fingers. Let our hearts be led by mercy. Help us reach with open hearts and open doors. Oh Jesus, friend of sinners, break our hearts for what breaks yours. Hey, Jesus, friend of sinners, the one who's writing in the sand, made the righteous turn away and the stones fall from their hands. Help us to remember we are all the least of these. Let the memory of your mercy bring your people to their knees. nobody knows what we're for, only what we're against when we judge the wounded. What if we put down our signs, crossed over the lines, and love like you did? Oh Jesus, friend of sinners, open our eyes to the world at the end of our pointing fingers. Let our hearts be led by mercy. Help us reach with open hearts and open doors. Oh Jesus, friend of sinners, break our hearts for what breaks yours. Goeiemôre almal. Prys die Here vir sy goedheid en genade. Ek begin vanmôre sommer net vinnig met 'n versie uit Psalm 19 vers 15. Laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Dit is so belangrik dat ons gedagtes en dit waaraan ons dink, dit wat ons uit ons vrye wil uit kan dink, dat dit welbehaaglik is vir die Here. En met daai hart vanmôre, kom net voor die Here en maak ons net ons oë toe en ons bid net saam. Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid om in u teenwoordigheid by mekaar te wees. Dankie vir u liefde, dankie vir u genade. Dankie Here dat ons vanmôre ons harte voor u kan oopmaak, want dit is in ons harte waar u woon. Dit is in ons harte waaruit die oorspronge van die lewe kom. Dit is daar waar ons nodig het dat u huis moet maak, dat u in ons harte sal bly en dat u ons sal help en sal seën en sal bewaar. Ek dank u vir u goedheid vanmôre, Here. Ek prys u heilige naam. Seën ons harte vanmôre, laat u woord toegang vind tot ons harte in Jesus naam. Dankie Vader. Amen. Goed, so vanmôre wil ek gesels oor die eerste reeltjie in Psalm 100 wat sê, dien die Here met blydskap. En ek wil sê iets byvoeg daar, dien die Here met blydskap ongeag, dat daar geen voorwaardes vir ons diens en ons liefde en ons toewyding tot God is nie. En dit is 'n besluit wat elke een van ons in elk geval moet maak om die Here te dien. So wat van omstandighede, goeie en moeilike tye in ons lewe, wat daarvan, speel dit dan nou 'n rol? Natuurlik speel dit 'n rol. Die Bybel sê nie, jy mag nooit hartseer of bly wees nie. In die lewe is daar hartseer en bly en dis goed. En dis deel van die lewe. Maar hartseer en bly kan nie die bepalende faktor wees of ons die Here dien nie. Ons dien tot die Here en ons toewyding tot die Here moet onvoorwaardelik wees en kan nie aan allerhande goed vas wees. As dit goed gaan, dan dien ek Here, as dit sleg gaan, dien ek hom nie.
Want dit is 'n resep vir 'n die mekaar lewe. So, die een van die goed wat ons geweldig beïnvloed in ons moderne lewe, is die sosiale media, die TV, die nuus, die hele situasie deesdae van die toegang tot inligting. Ons hoor en ons sien soveel meer as in die verlede. Mense deel hulle opinie, hulle gevoelens, hulle gruwe. Maar die probleem is, dit lyk nie eintlik of dit veel help nie. Daar word nie veel aan dit gedoen nie, dit lyk nie of dit veel verander nie. Mense sê goed aan weerskante van die spektrum, en dit word nou maar net op die sosiale media of op media in die groter konteks. Dit is beskikbaar, is op die nuus, hierdie ou sê dit, daai ou sê dit, en dan is dit weer, dan is dit verby. Dan gaan daar niks verander regtig nie, of so lyk dit. Vir ons asof goed nie eintlik verander nie. Die enigste probleem is, ons raak net al hoe meer negatief. Ons raak al hoe meer negatief gepolariseer, want die negatiewe goed het 'n geneigtheid om vas te haak in 'n mense se binnekant, in jou siel, in jou gemoed. Dit haak vas daar, jy word beïnvloed deur die goed. Alright? en as 'n ou net mooi daaraan dink, dis maklik om so half semi-moedeloos, gefrustreerd, en so half ongevoelig te raak, soos amper, ek wil nie raak gaan nie, ek wil nie eens dit hoor nie, ek wil niks van dit weet nie. En dis asof 'n ou jouself wil beskerm deur onkundig of jouself uit die situasie uit te verwyder. Dit werk ook nie eintlik heeltemal so goed nie. Die Bybel sê vir ons in Spreuke 4:18, bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word, want daaruit vloei die oorspronge van die lewe. So, dit is in ons harte, dis ons gemoed, ons emosies, ons denke. Dis daar waar hierdie goed, ek wil amper sê, vashak. Nou, hoe bewaar ek my hart? Hoe kan ek die Here met blydskap dien onvoorwaardelik? Maak nie saak van omstandighede en goeders nie. Okay. Wel, die eerste gedagte is, 'n mens se oë, jou ore en jou mond, is 'n direkte kanaal tot binne in jou hart in. Dit wat by my oë, wat ek met my oë sien, dit wat ek met my ore hoor en dit wat ek met my mond praat, het 'n direkte invloed op my hart. En as dit wat ek sien negatief is, as dit wat ek hoor negatief is, as dit wat ek praat negatief is, dan gaan dit in my hart lê, dan gaan ek begin negatiewe goed ervaar, beleef, en my lewe gaan negatief beïnvloed word. Nou, Psalm 121 is so 'n amazing psalm, en ek wil dit graag vanmôre lees vir ons. Psalm 121. En ek lees daar vir ons die hele psalm, vanaf vers 1. Ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? My hulp kom van die hemel, ekskuus tog. Ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie. Die Here sal jou bewaar. Die Here sal jou skaduwee, soos 'n skaduwee aan jou regterhand wees. Die son sal jou bedag nie steek en die maan ook nie by nag nie. Die Here sal jou bewaar van elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in alle ewigheid. Ek slaan my oë op na die berge. Wat die skrywer van hierdie psalm sê is, hy het hulp nodig. Hy roep uit om hulp. Ek slaan my oë op na die berge. Ek het hulp nodig, Here, help my. Okay. En so, waar kom ons hulp vandaan? Dit kom van die Here af. So dis 'n proses. Dis 'n uitroep, dis 'n soek, dis 'n vind en dis 'n ontvang. Die skrywer roep uit, waar is die Here? Waar is die Here? Here, waar is U? Ek het hulp nodig, help my. Ek is vasgevang in 'n situasie. Alright. Soek dit by hom. Hy is betroubaar. Hy is jou verlosser. Hy sal jou voet nie laat struikel nie. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hy sal jou nie bewaar nie. Hy is die Here. Hy het jou lief. Hy is hier vir jou, saam met jou en wil jou help. Dit is baie belangrik om dit te weet. Dien hom met blydskap, onvoorwaardelik. Hy het alles reeds vir ons gedoen. Kom ons dink vir 'n oomblik vanmôre, wat het God reeds vir ons gedoen? Kom ons vergeet van ons dag tot dag bestaan en al daai tipe van goed, wat in elk geval ook deel daarvan is. Maar kom ons kyk, God het ons verlos, hy het ons vergewe, hy het ons gered van ons sonde, en hy het vir ons die ewige lewe beloof, gegee in Christus Jesus.
So ons het klaar alles wat ons kan, of dit wat God ons reeds gegee het, is soveel meer. Daar's 'n lewe is te kort om vir hom dankie te sê vir alles wat hy reeds vir ons gegee het. Ons is gered, ons is sy kinders, ons was op pad na die ewige verderf, maar die Here het ons verlos, gered, hy het ons naam geroep en hy het ons sy kinders gemaak. Dit is, ons kan nie genoeg vir die Here dankie sê nie. Die dankbaarheid en die aardse lewe is te kort om vir hom dankbaar daarvoor te sê. Nou, natuurlik kyk God na ons, natuurlik seën hy ons, natuurlik help hy ons. En ek wil hierdie gesindheid wil ek so illustreer. Ek het eendag 'n storie gehoor van 'n pa en sy seun en die seun se vriend wat met hulle motor gery het, met 'n kar gery. En wat toe gebeur is, hulle kom in 'n ongeluk. En die pa het 'n keuse. Die pa was saam in 'n ongeluk, maar hy is ongedeer. Die twee seuns, sy seun en die vriend, is vasgevang in die voertuig. En die pa het 'n keuse om een van die twee seuns te red. Daar's net tyd vir een van die twee. En die pa sit in 'n dilemma of wie gaan hy help? Gaan hy sy seun help of gaan hy die seun se vriend help? Die bepalende faktor was gewees dat die seun was gered. Sy seun het die Here geken. Hy het geweet dat sy seun 'n kind van God is, dat hy die Here dien ensovoorts. Maar sy vriend was nie. Sy vriend het nog nie die Here geken nie. En die storie gaan so dat hy sy vriend gered het en met die wat hy sy vriend red, is die seun toe oorlede. En dit klink soos, hoe kan dit gebeur? Hoe kan dit wees? Maar sien, die lewe gaan oor verlossing. Die lewe gaan dat hierdie lewe is voorbereiding vir die ewige lewe. En die pa het toe die ongeredde vriend uitgehaal en 'n geleentheid gegee om die Here te ontmoet. En uit die aard van die saak kan jy net dink wat het gebeur. En ek vertel die storie sodat ek en jy by 'n plek kan kom dat ons die Here met blydskap kan dien onvoorwaardelik. Nie omstandighede gebonde nie. Met ander woorde, as dit my goed gaan, dan is alles great en ek dien die Here en ek doen die Christen ding. Kom ons sê net maar, ons gaan kerk, ons lees Bybel, ons gee. As ek nou maar net daai as stereotyp kan gebruik. Maar sodra dit sleg gaan, sodra ek miskien een of ander probleem het, dan is dit asof ek my diens aan God, my liefde vir God, half voorwaardelik maak. Nee, maar Here, dit gaan nie goed met my nie. So wat nou? Ek bedoel, wat help dit tog om kerk toe te gaan? Wat help dit om te bid? Wat help dit om die Bybel te lees? En wat 'n gevaarlike plek is dit om in te kom. So ons dien maar net die Here omdat hy vir ons goed is. En die oomblik as hy nie meer doen wat ons sê, doen soos ons wil en doen soos wat ons verwag nie, dan hou ons op om hom te dien. Wat is dan die motief en die basis van my diens en my aanbidding van God? Verseker is daar 'n tyd om te ween en te rou en om hartseer te wees. God het geweet, sulke dinge gaan gebeur. Maar ons kan nooit toelaat dat ons omstandighede, byvoorbeeld 'n verlies of 'n situasie, dat dit die bepalende faktor gaan wees of ons nou daarop grond daarvan gaan besluit of gaan ek die Here dien of nie. Om die Here te dien met blydskap en toewyding is onvoorwaardelik. Dis nie 'n besluit wat afhang van my omstandighede nie. Okay? Ons lyding hier op die aarde is nie eens vergelykbaar met ons hemelse erfenis nie. Met dit wat ons in die hemel gaan kry. Dis nie eens vergelykbaar nie. Ons kan nie eers die twee vergelyk nie. En ons aardse tyd, alhoewel dit nou lank voel, is kort. Dit is een dag in 'n biljoen jaar, om dit maar so uit te druk in vergelyking met die ewigheid. Goed, so ek wil vir julle net vinnig 'n getuienis hier vertel. Ek en Wilna ry nou eendag so deur die dorp, deur 'n spesifieke area. En ons raak net bewus van dit wat verkeerd is. Ons raak bewus van hoe dinge nie glad nie is soos dit moet wees nie. En ek en Wilna is altyd so half in 'n sin geskok, want ons sien, Jessie, kyk hoe lyk dit hier, kyk wat gaan hier aan, kyk hoe lyk dit. En in my eie binnekant wil ek vir julle sê vanmôre, ek is nie baie trots op nie, maar ek dink so met myself, "Sjoe, Here, weet ons bid so. Ek bedoel, daar's soveel gebedsaksies, daar's soveel kerke en groepe en inisiatiewe om te bid vir ons land, en ek wil onsself, ons bid elke dag, en ons vra die Here vir uitkoms en vir hulp, en nou moet ek eerlik sê, net in hierdie situasie, ek stel myself so 'n bietjie bloot, ek kom op 'n plek, en net so vir 'n oomblik dink ek myself, "Jesus, maar Here, waar is jy? Hoor jy ooit ons gebede?" En ek voel skuldig om dit te sê, maar, binne 'n sekond, wys die Here, en die Here praat hard en duidelik met my. En die Here sê vir my, ek hoor al julle gebede, ek luister na al julle gebede, en ek tree op in lyn met al julle gebede. En ek sê, wow, Here, dit lyk nie so nie. En die Here sê vir my,
as ek nie julle gebede beantwoord het nie, as die volk van die Here, as die kinders van God nie uitgeroep het en gebid het nie, was Bloemfontein weg. Hy sou nie eens meer bestaan het nie, en binne 'n oomblik van wys die Here vir my soos 'n stad wat in die Tweede Wêreldoorlog plat geskiet is. Dis lyke wat in die strate lê, dis bloed en dis absolute chaos. En die Here wys vir my, dis hoe dit sou gelyk het as ek nie julle gebede beantwoord het nie. En ek sê, wow Here, dankie. Dankie Here dat al kan ek met my oë hierdie verval en hierdie goed sien. En dis nie aanvaarbaar nie. Dis nie okay nee, nou is dit okay nie. Glad nie dit nie. Ons moet aanhou bid. Ons moet aanhou die Here vertrou en ons moet aanhou sterker staan. Maar weet dat God hoor jou gebede. Dis nie dat God sy oor wegdraai van ons gebede af nie, want ons sien negatiewe goed, so dit is nou bewys dat die Here nie luister nie. As die Here nie ons gebede beantwoord het nie, ouens, hoor mooi. Dit wat ek gesien het in my geestesoog was skrikwekkend geweest. En ek wil jou bemoedig vanmôre. Die Here hoor jou gebed. Die Here hoor jou gebed. Is al die pyn weg? Nee. Is alles fyn? Nee. Werk alles 100% uit? Nee. Is dit hoe ons dink dit behoort te wees en moet wees? Glad nie. Maar moenie ophou bid nie. Moenie ophou om die Here te dien met blydskap nie. Blydskap te midde van probleme. Blydskap te midde van uitdagings. Blydskap te midde daarvan dat daar's korrupsie en chaos en crime. Al hierdie goeters is aan die orde van die dag. Hou aan bid. Dien die Here met blydskap, want dit is die teenvoeter vir wat verkeerd is. As ons nou gaan sê, ag wel, ja, dit lyk nie of die Here of ons hoor nie, dan is dit asof ons self gaan in die lig afsit, sodat dit net al hoe donkerder word. Ek wil jou bemoedig daarmee. Ek wil jou iets vra vanmôre. Het jy al besluit om die Here te dien met blydskap ongeag jou omstandighede? Miskien het jy nog nooit so daaraan gedink nie. Miskien jy gedink, wel, ek is 'n kind van die Here, ek het my hart vir die Here gegee, ek is wedergebore. My sondes is vergewe, maar weet hoe ek die Here dien is ek vat dit maar soos dit kom. Ek wil jou vanmôre bemoedig en vir jou sê, dis nodig om 'n besluit te neem om te sê, Here, ek dien jou met my hele hart 100% voluit onvoorwaardelik. Maak nie saak of ek hartseer of bly is nie. Maak nie saak of dit met my goed gaan of sleg gaan nie. Ek gaan nie my kindskap, my diens aan U koppel aan of dit nou met my goed of sleg gaan nie. As dit met my sleg gaan, gaan ek huil. As dit met my sleg gaan en ek het hulp nodig, gaan ek uitroep. Ek gaan my oë opslaan na die berge en ek gaan half met my hande in die lug uitroep, Here, waar is U? Waar kom my hulp vandaan? En die Here sal deurkom en hy sal vir jou wys dat jou hulp kom van die Here af. Baie keer dink ek wil mense goed op sosiale media post en dan dink hulle, ja, wel as ek dit daar post, dan roep ek na die Here. Nee, jy sien, God wil hê jy moet hom praat, nie met jou Facebook maatjies of wat ook al die geval mag wees en soort van jou hande opgooi in die hemel na ek slaan my oë op na Facebook, waar sal my hulp vandaan kom? ek dink ons het nodig om te verstaan dat ons moet uitroep na die Here toe, dat ons hom maak die bron van ons lewens en vir hom sê, Here, gee vir ons oë wat sien en ore wat hoor wat U vir ons wil sê. Net so 'n gedagte. Jy sien, in Esegiel hoofstuk 36, vers 26 sê die woorde, Here, hierdie amazing woorde, en ek wil dit met jou deel vanmôre. Hy sê, ek sal jou 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste sit, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. God sê, hy sal jou harde hart wegvat. Weet jy wat? Die wêreld maak mense se harte hard. Mense raak kwaad, moeg, hartseer. Mense raak afgestomp. Mense byvoorbeeld, as jy enigstens, byvoorbeeld, kom ek net 'n voorbeeld vat, as ek met permissie, ek vra verskoning, ek wil op niemand se tone trap nie. So as 'n persoon byvoorbeeld al deur 'n egskeiding gegaan het, wil hy nooit weer na 'n troue toe gaan nie. Want dit werk net nie vir hom nie. Weet jy wat? God wil jou hart sag maak. En hierdie skrif is 'n aanhoudende proses. Dis nie net van eenmal, right, dankie, jy's nou reg vir die res van jou lewe nie. Die woord sê, bewaar jou hart bo alles wat bewaar moet word. Met ander woorde, jy kan vandag 'n lekker, sagte, toegewyde, committed hart tot God hê. En môre kan daar iets gebeur wat jou hart kliphard maak. Maar ons moet pas op, ons moet 'n filter sit voor wat ons hoor, sien, hoor en sê. Ons kan nie maar net praat, hoor en luister na en kyk na alles wat verkeerd is en wat nie van die Here is nie en wat onnodig is vir my en vir jou om ons tyd op te spandeer.
Daarom wil ek die volgende sê, pas op waarna jy kyk, want dit het 'n invloed op jou hart. Dit waarna jy kyk, miskien 'n fliek, miskien 'n media, programme, ensovoorts. Wat se boodskap stuur dit vir jou? Lig dit jou op? Bemoedig dit jou? Motiveer dit jou om die Here te dien en om 'n verskil op die aarde te maak? En as jy sê nee, dan wil ek die vraag van, hoe kyk jy dan na dit? Vir myself, maar hoekom kyk ek dan na hierdie goed? As dit my nie gaan motiveer om die Here met blydskap te dien nie, as dit my kwaad, moedeloos, ongelukkig gaan maak, hou op om te kyk. Hou op om te luister na mense wat vir jou goed sê, mense wat 'n kanaal is van die vyand se intimidasie om jou van die Here se pad af te lei, om jou bang, gefrustreerd, moeg ensovoort te maak. God wil jou 'n hart gee wat sag is, hoor mooi, 'n sagte hart. 'n Hart van vlees. Hy wil die hart van klip uithaal. Baie keer dink mense, as ek my hart hard maak, niemand sê vir my niks nie, ek doen net wat ek wil. Ek is my eie mens, ek maak net wat ek wil. Nee, dis nie 'n sagte hart nie, dis 'n harde hart. Dis 'n hart wat nie buigsaam is nie. 'n Sagte hart is 'n hart wat kan voel, wat kan ervaar, wat iemand anders se ervarings en goed kan voel. Baie keer maak mense hulle eie harte hard, want hulle het al seer gekry. Daar's hartseer en pyn in hulle lewe, dan besluit hulle, ek sal niks weer voel nie. Ek sal nie weer iemand anders se pyn voel nie, want dan kry ek seer. Wag 'n bietjie. God wil jou hart sag maak, sodat jou hart kan voel, sonder dat dit jou vernietig. 'n Sagte hart wat God gee, seën, dit help, dit bemoedig, dit gee krag. 'n Hart wat kan voel, 'n hart wat kan doen, 'n hart wat meegevoel kan hê. Baie mense wil nie vandag meegevoel hê nie, want hulle wil nie betrokke raak nie, want dis net probleme. God gee 'n sagte hart wat kan voel. Hy gee 'n hart wat kan help, en hoor mooi, wat ek nou net alles gesê het, is 'n sterk hart. 'n Harde hart is swak. 'n Harde hart het geen kapasiteit nie. As 'n harde hart kom, as jy 'n harde hart het, en dan vat jy net 'n hamer, jy kap daai hart net op een hoekie so, en die hele hart val uitmekaar uit. En daarom is die antwoord in hierdie lewe, nie om jou hart hard te maak nie, maar sag. Om jou hart sag te hou voor die Here, en toe te laat, dat hy jou hart in sy hande het, sodat jy kan hoor en sien en voel. Jy sien, ek wil vir julle 'n foto wys, op hierdie stadium, van 'n ou man, maar ek wil hê jy moet na sy oë kyk. Jy sien, jy kan 'n mens se hart in sy oë sien. 'n Mens se hart word sigbaar in sy oë. 'n Mens se oë verklap aan ons, wat in ons harte aangaan. Nou, ek wil nou nie spookerig raak of so nie, maar dit is baie waar. 'n Mens se hart word in jou oë gesien. Duidelik is dit as jy na die foto kyk. Dan kan jy sien dat hierdie man het 'n harde pad geloop. Hy het 'n pad geloop wat hard is. Daar's plooie, daar's waarskynlik littekens, letsels in sy lewe. Maar as jy na sy oë kyk, dan kan jy sien dis sag. Jy kan sien daar's oë van deernis. Daar's oë wat sê, ek verstaan waarvan jy praat. Ek weet hoe voel dit. Daar's oë wat uitreik na jou en na my toe. Dis oë wat toeganklik is. Dis nie 'n harde, man, ek vat die nonsens tipe van gesindheid nie. Dis 'n gesindheid van sagtheid. Tog, die buitekant kan jy sien. Jy kan sien, dit was 'n harde pad. Jy kan sien, hierdie oomie met die paaie van die lewe geloop, hy het die trane gehuil, hy het die seer gevoel, hy het die vreugde ervaar, want ons lagplooie ook. En ouens, die Here wil nie net hê ons moet 'n harde hart hê, of ons moet enigstens 'n harde hart hê, en hoor mooi, in 'n poging om onsself te beskerm nie. In Handelinge hoofstuk 16, 23 tot 26, kry ons die storie van Paulus, wat die evangelie gaan verkondig het. Hy het gegaan met 'n sagte hart, en hy het gegaan om te verkondig die boodskap van Jesus Christus. Wie wat doen hulle? Hulle vang hom, en die wat saam met hom is, slaan hulle onmenslik, gooi hulle in die tronk, sit boeie op hulle, en daar sit Paulus en Silas in die tronk. Hoor mooi, omdat hulle goed gedoen het in die oë van die Here. Maar ons lewe ook in 'n tyd waar dit wat goed is sleg. Jy doen goed
Maar dan word jy in die tronk gegooi. dit maak nie sin nie. Dit is soos in, wat Here, hoe is dit moontlik? Maar dit het gebeur. En ek wil julle moet mooi hoor. Wat was Paulus en Silas se reaksie? Wat het hulle gedoen? En ek vat dit in ons dag vandag. Jy word ewe skielik in die tronk gegooi en jy het niks verkeerd gedoen nie. Jy vind jouself in 'n posisie waar jy die vark in die verhaal is. Waar jy die ou is wat verkeerd gedoen het, maar daar het niks verkeerd gebeur nie. In die oë van die Here, in die oë van wat reg en verkeerd is nie. Maar daar's mense, sisteme, situasies in die wêreld daar buite wat vyhandig is teenoor die Here. En dit wat die Here doen is vir hulle sleg. Hulle beskou dit as verkeerd en hulle sal dit bestraf. En Paulus en Silas vind hulle self in die tronk, geboei, met wagte buitekant, om hulle op te pas, om seker te maak dat hulle nie ontsnap nie. Wie wat doen hulle? Hoor mooi, dit challenge my vanmôre. Dit spreek my aan, want ek dink by myself, wat sal ek doen? Sal ek dalk in die tronk sit en sê, lekker Here, dit is dit wat ek kry. Is dit hoe dit werk as ek U dien? Dat U my nie help nie, dat U nie verdaas vir my nie. En miskien kan ek vir jou vanmôre sê, toe ek so deur die stad ry nou die dag, en ek kyk so rond, daai idee wat net by my opgekom het, was net soos 'n vlugtige, kort gedagte van, Jesus Here, wat gaan aan, waar is jy? En jy sien, dit is nie in Paulus en Silas se harte nie. Miskien was dit, Jesus Here, hierdie is moeilik. En weet jy wat? Hulle het hulle oë opgeslaan na die berge. Hulle het gevind dat hulle hulp van die Here afkom. En weet jy wat begin hulle doen? Hulle begin lofsange sing. Hulle begin die Here aanbid. Hulle begin God prys en loof en eer vir sy goedheid. Amen. Dit maak my so opgewonde, want dit is so contrary, dit is so teen wat ons van nature sal dink en sal ons gaan dink, ag shame, arme Paulus en Silas, shame. Jesus, weet jy wat nie? Dit is so unfair wat met hulle gebeur. Dit is so nie reg nie. Hoe kan dit wees? Hoe kan die owerhede dit toelaat? Al daai goeters. En weet jy wat? As jy nie pas op nie, het jy net so lang lys van goed wat jou so negatief, so bitter, so kwaad maak, wat jou hart so hard maak, dat die laaste ding wat jy wil doen, is om die Here te aanbid. Die laaste ding wat jy wil doen is, dien die Here met blydskap. Want weet jy wat? Jy het al die redes om dit nie te doen nie. Jy's geslaan, omdat jy die goeie doen. Jy's onregverdig behandel. Jy het 'n slagoffer geword van die situasie. Ek wil jou iets sê vanmôre, kinders van God is nooit slagoffers nie. Kinders van God is mense wat seer kry, wat gesond word, wat opgetel word, en God maak die einde beter as die begin. Gaan lees maar vir Job. Ek wil jou bemoedig vanmôre. Miskien sou ons harte hard geword het, en miskien sou ons in die tronk gesit en gesê, Jesus Here, regtig, en miskien die prayer-groep gebel het en sê, bid vir ons, bid net vir ons, dat ons net uit hierdie tronk uit kan kom, bid vir ons, en want jy sien, dan is ek heeltyd die slagoffer. Maar wat doen iemand wat verkeerd behandel word? Met ander woorde, hy's 'n slagoffer, hy word nie reg behandel nie, en hy word in die tronk gegooi. Wat doen 'n slagoffer wat 'n kind van God is? Wie wat doen hy? Hy dien die Here met blydskap. Hy staan op in die Here, want hy vertrou die Here, want hy weet wie sy God is, en hy begin hom aanbid. Hoor mooi, Paulus en Silas het nie aanbid en gesê, Here, ons gaan jou aanbid, en as jy nie die tronkdeure 'n aardbewing stuur, die tronkdeure laat oopgaan nie, en ons vrymaak nie, dan gaan ons jou nie meer dien nie. Nee, hulle het net God gedien, omdat hy God was. Hulle het hom aanbid in die tronk, en wie wat het gebeur? Daar het 'n aardbewing gekom, die tronkdeure het oopgegaan, en hulle het vry weg kon loop. Nie voordat hulle die tronkbewaarder na die Here toe gelei het nie. Prys sy naam, ouens. Daar is 'n magdom van krag en van goedheid, aan die ander kant van onregverdigheid, aan die ander kant van probleme en uitdagings en omstandighede. Daarom wil ek jou bemoedig vanmôre, hou jou hart sag, laat toe, dat jy jou oë kan opstaan na die berge, en kan vind dat jou hulp van God afkom, nie van allerlei ander slim triks en wêreldse sisteempies, wat ingestel is, om wat oënskynlik vir ons sal help nie. Jou hulp kom van jou Pa af, van jou God af, van jou Vader af, wat in die hemel is, wat deur die Heilige Gees in jou hart woon, wat in staat is om die onmoontlike te doen. En daarom wil ek jou bemoedig vanmôre. In Matteus 7 vers 14 staan daar geskryf, want die poort is nou, en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Ek wil jou vanmôre sê, dat daar soveel goed wat kinders van die Here wil aftrek,
wat op die nou pad is, maar die vyand doen alles in sy vermoë om ons af te draai van die pad af, die nou pad. Die pad is nie wyd nie, dis nie van, jy kan maak wat jy wil, somehow, we will live happily ever after, daai fairy tale tipe van gesindheid, van nou moenie worry nie, God is lief vir almal, so ek weet, eventually sal ons almal in die hemel uitkom. Het is nou nie so heeltemal wat die woord van die Here sê nie. Hy sê die pad is nou, en wie wat? Ek wil jou vra, bewaar jou hart, bewaar die wat ook al deur jou oë inkom, wat deur jou mond gesê word, wat deur jou ore toegang tot jou hart kry. Pas op daarvoor. Moenie sommer net blasé wees nie. Moenie wat is die woord nou? Moenie toelaat dat jy sommer maar net toelaat dat goed eenvoudig maar net in jou hart inkom nie. Laat jy sommer maar net hierdie goed kom in. Dit het 'n invloed en ek wil jou vra vanmôre, slaan jou oë op na die berge, vra hom hulp, vind dit in hom. Ek wil vanmôre afsluit en sê, miskien is daar iemand vanmôre wat sy hart geword het. Iemand wat seer gekry het. Iemand wat soos 'n Paulus en 'n Silas onregverdig behandel is. En wat in 'n situasie is wat jy by jouself dink, maar ek verdien dit nie. Ek het nie hierdie situasie veroorsaak nie. Miskien beskou jy jouself vanmôre as 'n slagoffer van die omstandighede. Nou, dit kan so wees. Dit is verseker is dit moontlik. Paulus en Silas was die slagoffer van die Jode wat Jesus gehaat het. Hulle wou nie toelaat dat Jesus die verlosser van die mense word nie. En toe Paulus en Silas die woord van die Here, die evangelie van verlossing preek, toe gooi hulle in die tronk en hulle staan hulle. En so ja, verseker was hulle 'n slagoffer. Maar God red slagoffers. God restoreer slagoffers. God tel slagoffers op. Miskien is jou hart vanmôre hard. Miskien is jy bang. Miskien het jy seer gekry, maar God sal en gaan jou optel. Hy is jou verlosser. Hy maak harde harte sag. Laat God toe om vanmôre weer die hart wat in jou hart gekom het, sag maak. Mag hy vanmôre die hart van klip uithaal. Want jy sien, 'n hart van klip bewaar en beskerm jou nie. 'n Hart van klip is nie vir jou goed nie. Dit maak jou seer. As jy dink hoe 'n klippie in jou skoen jou seer maak, kan jy dink hoe 'n harde hart in mense se harte hulle lewens verwoes. En miskien dink jy vanmôre, maar die hardheid van my hart beskerm my teen seer. Dit doen nie. Dit is die sagtheid van God se liefde en van sy goedheid en van om te weet dat my hulp van bo af kom van die Here af, wat my die krag gee om die pyn, die hartseer en die dinge van hierdie lewe te verwerk en aan die ander kant van dit uit te kom, beter eerder as om 'n slagoffer wat stikkend is en wat nie eers die wêreld in die oë kan kyk nie. Miskien is daar 'n hardheid in jou hart vanmôre wat moet uitkom. Kan ek saam met jou bid vanmôre? Kan ek vanmôre vir die Here vra om saam met jou te kom en daai hart nuut en sag te maak? Voor ons dit doen, gaan ons net luister na hierdie lied. So kom ons luister daarna en dan gaan ons afsluit met gebed. En ons gaan hierdie gebed bid voor die Here. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, you just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. And all who thirst will thirst no more, and all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind.
come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Just come as you are. When your last prayer is spoken, just rest in my arms a while. You'll feel the change, my child, when you come to the well. And all who thirst will thirst no more, and all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. Yeah. Leave it all behind. The world will try, but it can never fail. Leave it all behind. And now that you're full of love beyond measure, your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see the living water is found in me, 'cause you come to the well. Prys die Here, hy's goed, hy's genadig, hy's liefde, hy's krag. En kom ons sit net so, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, Here, ons erken dat dit so maklik vir ons harte om hard te word. Here, soveel keer dink ons dat ek sal my hart hard maak, want dan gaan ek nie weer seer kry nie. Ek gaan my hart hard maak, want dan sal die pyn en die onregverdigheid en die dinge wat met my gebeur het, my nie so seer laat voel nie. Maar Here, vanmôre besef ons dat dit is 'n sagte hart wat gesond is. Dis 'n sagte hart wat kan voel, kan ervaar, kan beleef en wat kan dien. Wat onvoorwaardelik u kind is, wat sterk is. Here, raak vanmôre harde harte aan. Raak harte aan wat vanmôre afgestomp geraak het, wat nie vanmôre kan lag nie, wat vanmôre nie in blydskap u kan dien nie. Here, raak harte aan wat vanmôre seer is. Raak harte aan wat vanmôre pyn ervaar, wat die realiteite van die lewe in die oë staar, wat gekonfronteer word met dinge wat vir ons te groot is. Kom Here, as ons vanmôre ons oë opslaan na die berge, dan weet ons waar ons hulp vandaan kom. Ons hulp kom van die Here, van die Skepper van die hemel en die aarde, wat deur die Heilige Gees vanmôre elke hart aanraak met bemoediging, met seën, met genesing en met restaurasie. Seën u kinders vanmôre, my Vader. Help hulle. Tel hulle op vanmôre. Genees gebroke harte. Genees wonde van verlies en van pyn. En Here, vat daai slagoffer ervaring van ons al weg. Dat al het die wêreld ons onregverdig behandel, is u die een wat reg en geregtigheid laat geskied. Wat die slagoffer optel en hom sit op die troon van die situasie. Soos u met Josef gedoen het. Die slagoffer van die Bybel het geword die koning van die land. Dankie Here, dat ons voor u kan wees, kinders. Dankie dat ons voor u kan wees, en vanmôre wil ek saam met so baie bid, en ek wil sê Here, help ons, dat ons vanmôre kan besluit, ek en my huis, ons sal u dien. Ek sal u onvoorwaardelik dien, Here. Ek besluit vanmôre, dat my diens aan u, my toewyding aan u, nie meer gebaseer is op my omstandighede nie, of ek bly is, of ek hartseer is. Ek sal u dien, met my hele hart. Al is daar trane in my oë, al is daar 'n hartseer in my hart, wat te groot is vir my mond om te spreek, sal ek nie ophou om u te dien, en u kind te wees, en dankbaar te wees, vir dit wat u alles al klaar vir my gedoen het nie, dat ek op pad is na die ewige lewe, saam met u Here, en saam met my geliefdes. Prys u naam vanmôre, Here. Dankie dat u 'n goeie God is. Dankie dat u harte hoor. Dankie Here dat u die stem van kinders hoor, wat uitroep na hulle Pa toe. Dankie my Vader. Wees met ons in hierdie dag. Bewaar en beskerm ons, voorsien in ons behoeftes.
en word U verheerlik in ons lewe. Lei ons deur die Heilige Gees om in hierdie lewe 'n soet reuk van U teenwoordigheid te gee. In Jesus naam. Loof U Vader. Amen. Prys die Here vir sy goedheid. Ontvang vanmôre sy woord en lewe voluit vir die Here. Amen.